Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam tyd te kan spandeer uit die woord en ons gaan vandag 'n bietjie stil staan by Eksodus 27. Hier sien ons hoe God verder gaan en vir Moses presiese instruksies gee oor 3 belangrike afdelings van die tabernakel, naamlik die brandofferaltaar, die voorhof van die tabernakel en die olie vir die lamp. Nou hierdie was nie net sommer 'n lys van instruksies nie. Dit gaan baie dieper as ons na die groter prentjie kyk. Is dit eintlik 'n geestelike padkaart? Dit wys aan ons hoe om na God toe te kom en hoe om in sy teenwoordigheid te leef. Kom ons gaan kyk eerstens na die instruksies rakende die brandofferaltaar. Die Here gee opdrag dat die altaar van akasiëhout gemaak moes word en met brons oorgetrek word. Dit moes vierkantig wees, met horings op elke hoek. Nou hierdie altaar was 'n plek van offer en versoening. Dit was ook die eerste ding wat jy sien wanneer jy die tabernakel nader. Nou dis nie toevallig daar gesit nie. Dit wys dat toegang tot God altyd by 'n offer begin. Dis die heel eerste stap. Geestelik gesproke wys dit vir ons direk na Jesus Christus, want sien, voordat daar enige verhouding, enige aanbidding of enige dieper intieme ontmoeting met God kan wees, moet daar eers versoening wees. Sonde moet hanteer word. Die altaar herinner ons vandag dat ons nie sommer net in God se teenwoordigheid instap op ons eie terme nie. Daar is 'n duur prys wat betaal is. Die brons waarmee die altaar oorgetrek is, simboliseer oordeel. Brons in die Bybel word dikwels verbind met God se regverdige oordeel oor sonde. So hierdie altaar is eintlik 'n plek waar oordeel en genade mekaar ontmoet. Die dier het gesterf in die plek van die sondaar. Nou net so is ons uit genade gered en met die Vader versoen toe Jesus later in ons as sondaars se plek gesterf het en daardeur al die oordeel wat ons verdien op hom geneem het. Dan praat die hoofstuk verder oor die praktiese detail van die altaar, die ringe, die draaghoute en die rooster. Elke detail is vir God belangrik. Dit herinner ons ook weer vandag dat ons 'n God van orde dien. En die feit dat die altaar saam met die volk getrek het beteken dat God se voorsiening vir versoening altyd by hulle was. Maak nie saak waar hulle heen getrek het nie. En dan tweedens, beskryf God aan Moses die instruksies rakende die voorhof van die tabernakel. Hier lees ons die beskrywing van die linne gordyne wat die area omring het. Hierdie gordyne was wit. In die Bybel is dit 'n simbool van reinheid en heiligheid. Ons lees ook dat dit 'n duidelike skeiding gemaak het tussen die heilige ruimte en die buitewêreld. Dit herinner ons ook, alhoewel God alomteenwoordig is hy ook afgesonder. Hy is heilig en daar is 'n groot onderskeid tussen die wêreld en sy teenwoordigheid. Iets wat vir my ook hier uitgestaan het, is die feit dat daar net een ingang na die voorhof was. Nie baie paaie nie, net een. Dit wys vir ons ook dat daar net een manier is om na God die Vader toe te kom, en dit is deur Jesus. Soos ons dit in Johannes 4 vers 26 lees, waar Jesus antwoord en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Nou nog 'n interessante detail, is dat die ingang 'n spesiale kleurkombinasie gehad het. Blou, pers en skarlakenrooi. Nou dit wys simbolies na Jesus se identiteit. Blou simboliseer die hemel, pers verwys na sy koninkryk en rooi na Jesus se offerbloed wat vir ons gevloei het. Is dit nie mooi nie? En dan laastens, praat die hoofstuk oor die olie vir die lamp. Die Here beveel aan Moses dat suiwer olyfolie gebring moet word om die lampe voortdurend aan die brand te hou.
Dit moes nie net nou en dan brand nie, dit moes aanhoudend brand. Nou dit simboliseer God se voortdurende getuienis en die teenwoordigheid van God se lig wat altyd brand. Geestelik gesien herinner dit ons aan die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Die olie is 'n beeld van die Gees en die feit dat die lamp konstant moes brand, wys dat ons 'n voortdurende, lewende verhouding met God moet hê. Nie net 'n eenmalige ervaring nie, maar 'n daaglikse wandel. Dit wys ook iets van ons verantwoordelikheid. Die volk moes die olie bring. God het die lig beveel, maar die mense moes deel wees van die instandhouding daarvan. So ook vandag. God werk in ons, maar ons moet ook reageer, gehoorsaam wees en ons lewens beskikbaar stel. As ons dan nou alles van hierdie saamvat, sien ons 'n duidelike prentjie van ons lewe as Christen. Die volk moes eerstens by die altaar offer om versoening te kry. Ons versoening met die Vader begin by die kruis. En soos daar een ingang was by die voorhof, het ons ook net een weg na die Vader, deur Jesus Christus. En soos die lamp altyd moes brand, so leef ons in 'n voortdurende verhouding met sy lig en sy Gees. My gebed is dat ons vandag die lig vir iemand in hierdie donker wêreld sal gaan wees en dat ons lig nooit sal ophou brand nie. Julle moet 'n baie mooi geseënde dag verder hê. Totsiens.